Môre julle, so ek het besluit om 'n bietjie aandag aan my YouTube kanaal te gee. Hallo julle, almal op my YouTube, baie welkom. As jy my nog nie subscribe het nie, gaan doen dit nou en sit jou alarmpie aan sodat jy kan sien wanneer ek 'n nuwe video post. So my YouTube gaan ek definitief bietjie konsentreer op langer video's, voller, meer video's. En ja, die een vraag wat ek die meeste gekry het, wat ek nog steeds die meeste kry, is wat se skin prep doen ek? En natuurlik is daar so baie produkte op die mark, so wat kies 'n mens en wat los 'n mens? Maar in elk geval, ek gaan vir julle wys wat ek nou tans doen. My vorige skin prep was nog steeds die reeks Skin 1004, Skin 1004, die Madagascar Centella. En ek het die vorige een het ek die pink gebruik, wat die pore minimizing reeks is. Maar dit is nou intussen klaar. Toe besluit ek om nog steeds met daai reeks aan te hou, want ek is baie beïndruk met die produkte en hoe dit onder my gremering lyk en sit. So ek het vir my 'n travel size kit gekoop in die, ek weet nie wat, ek dink is die brightening reeks, as ek het so kan stel. So ek het nou reeds my gesig gewas met die cleansing oil wat in daai reeks kom. As jy die gift set of die travel set wil sien, gaan kyk op my TikTok kanaal, daar het ek 'n kort videoetjie gemaak waar ek dit unbox het. En ja, so ek gaan vir julle wys wat ek eers doen nadat ek my gesig nou ordentlik gedouble cleanse het. Betekenis, ek het 'n cleansing oil gebruik, my gesig afgespoel en toe ingegaan met die cleansing foam en toe weer my gesig net mooi afgewas met my Casey cloth en nou gaan ek my gesig met die toner doen. Dit is dan nou hierdie enetjie. Ja, hierdie is travel sizes, maar dit is 'n lekker hoe kan ek sê, 'n lekker size as jy lekker goedjies net wil net toets om te kyk of hy met jou vel akkodeer, want nie alles velsorg werk met almal nie. En ek kan dit nie genoeg vir julle emfaseer hoe belangrik dit is om eers goeders te toets voordat jy dit gebruik nie. So ek is geneig nou die laaste tyd om in my nek ook af te gaan met my skincare en ek kan sien die tekstuur en goeders op my bors het ook verskriklik baie improve die laaste tyd. As jy teruggaan na my video's van omtrent 'n jaar terug tot en met nou, gaan jy sien tot my velletjie hier is beter en mooier. So ja, en dan gaan ek ingaan met die serum. Dit is dan nou ook die Skin 1004. Dit is 'n hele reeksie hierdie hele. En ja, dis hulle noem dit 'n ampoule, maar dit is eintlik maar net 'n serumpie. So is 'n bietjie meer oliebasis as wat dit serumbasis is. So ek gaan hom net so op my gesig sit en hom dan net lekker inwerk. Julle, en ek gaan nie skiep en aanbeweeg, maar ek wil hê julle moet sien, al my stappe mooi kan sien wat ek doen, wat ek gebruik, want ek kry so baie navraag vir dit. So ek vryf hom lekker in en weer eens wat ook al oor is, gaan ek in my nek en in my bors af. Ok, julle, en dan kom daar die lekkerste soothing cream by. Ek het net gister te vertel ek my man, muskiete byt my in my gesig. En dit is sover nog die enigste rimpie wat ek opsit wat nie daai muskietbyte verder irriteer nie en dit actually soothe. Betekenis dit maak dit kalm. So dit juk nie, dit brand nie en dit gaan so mooi weg. Jy kan skaars sien waar hulle my nou gebyt het. So ek het maar ons 'n paar letsels waar ek gekrap het. So moenie 'n vel krap nie. So ek sit net so bietjie van hierdie op. Julle, hierdie a little goes a long way. So ek dink hierdie travel set gaan vir my lekker lank hou, genoeg tyd gee om te sien of hy my vel tekstuur, my brightening, alles daai gaan improve, soos wat dit wel claim goed doen. Maar sover is ek baie beïndruk met die hele skincare reeks. My vel word nie geïrriteer nie, dit slaan nie uit nie en dit lyk en voel gesond, as ek dit so kan stel. So daar kan julle nou sien, dit is dan my vel sorg voordat ek ingaan met my gremering, julle. Ok, soos ek gremering doen, julle die laaste tyd verkies ek om die Blend & Snaps te gebruik. Dit is op my webtuiste ook beskikbaar om te koop. Dit is lizziepopp.co.za, julle, en dan het ek gedink vandag vir die doel van die video gaan ek nie te duur produkte gebruik nie, want ek wil julle wys wat kan julle doen met produkte wat mense sommer by Dis-Chem of Clicks of wat ook al kan koop. En so ek gaan my raai door daai doen. So daar is vrouens wat kommentaar gelewer het wat gesê het die skin tint werk nie vir hulle nie. Maar ek dink tog net as jy die regte skin prep doen en jou gesig reg set en alles, then it's gonna work for you. So ek gaan vandag die Maybelline se skin tint gebruik, julle, en dit is die
6.5 is die skakering. Ek moet sê ek verkies eintlik die 6 meer. Ek het nou enetjie donkerder gegaan want omdat ek nou obviously bietjie meer kleur in my gesig het, wil ek hy met beter inpas, maar nou hierdie een is hy vir my bietjie meer peachy. So hy wil amper pink vertoon op my vel, so ek verkies eintlik die 6. En julle, dit is 'n keuse. As jou skincare reg is, kan jy net so met jou onderlaag op jou gesig gaan. Maar dan praat ek van jou gesig is hydrated. Jy kan voel hy is vochtig en jy kry 'n bietjie van so shine op jou vel. En ek praat ook van hy moet 'n bietjie van 'n grip hê. So hy moet net 'n bietjie meer tyrig voel vir jou onderlaag en goed om te stiek. Maar ek hou van extra hydration. En ek weet julle het nou al baie gesien dat ek die Embryolisse gebruik. Julle kan ook sien, it's very loved. Ek like hierdie produk verskriklik baie. Ek het hom na die laaste tyd weer begin baie gebruik, want ek het my Elizabeth Hydrating Primer gebruik, maar weens redes buite my beheer, gaan ek hom nie kan launch nie, so ek is bietjie suinig op hom, ek wil hom nie nou klaar gebruik nie, want hy werk vir my so lekker. Maar in elk geval, so ek gaan vir julle wys, die Embryolisse, julle kry hom op Takealot ook. Ek weet net nie waar anders nie, iemand het eendag 'n plekkie genoem waar hom ook kan koop. Maar ek like die Embryolisse, want hy gee regtig lekker hydration. En hierdie room is actually goed vir baie dinge. Jy kan hom gebruik as 'n cleanser, soos 'n facial cleanser. As jy make-up op het en jy wil jou gesig afwas, kan jy jou hele gesig vol smeer van hom. Hy haal daai stubborn make-up vir jou af. En jy spoel net jou gesiggie af. Of jy kan hom gebruik vir 'n gesigmasker, dan sit jy obviously baie meer op as wat ek nou opsit. Jy los hom vir so 10 tot 20 minute, en dan daar waar hy nie ingetrek het nie, haal jy maar net die oortollige produk af. En dan kan jy hom gebruik soos ek as 'n facial moisturizer, of 'n primer vir jou grimering. En julle, ek moet eerlikwaar sê, it has never failed me. As ek sien met 'n kliënt, as ek hulle grimering doen, iets met my prep werk nie met hulle vel nie, en die onderlaag wil nie lekker sit nie, haal ek dit alles af, en ek sit net hierdie op, julle, op jou ankel, dit werk soos 'n bom. Okay, so dit is dan nou die Embryolisse. Mens kry een vir sensitive skin, want ek sien daar is mense wat al video's gepost het en gesê het hulle gesig reageer op hierdie ene, so daar is een vir 'n sensitiewe vel ook. Kyk maar net, ek het hom nog nie in Suid-Afrika gesien nie. Maar in elk geval, julle, nou gaan ons uiteindelik met die Maybelline se skin tint in, soos ek gesê het, dit is die 6.5. Hy is vir my bietjie pink op my vel, so ek sal definitief weer teruggaan na my nommer 6 toe, en ek het die 10 ook gebruik, maar hy is baie donker. So ek het so 'n ekstra paar spray tenne nodig om daai nou te kan dra. So ek gebruik sommer maar die druppertjie so, en dan wat ook al in my druppertjie is, sit ek maar net so op my voorkop. Jy hoef nie so baie produkte gebruik soos wat ek op my een TikTok video gesit het nie. Ek het maar net op daai video gewys hoe baie lief is ek vir hierdie produk, want dit is my absoluut ride or die vir elke dag dra. Julle, dit is 'n skin tint, maar hy gee nog steeds vir jou die dekking wat ons soek deur die dag, as mens dit so kan stel. Hy sit gemaklik, hy irriteer nie jou vel nie, en hy het velsorgbestanddele in. So hy het Vitamine C by, wat help vir brightening van jou gesig. Cool, nee? So as jy hom elke dag dra, behoort hy ook 'n baie goeie effek op jou gesig te hê. Nou as jy hou van 'n regtige baie natuurlike voorkoms, jy wil maar net so 'n bietjie rooiigheid verbloem, dan sou ek sê die hoeveelheid wat ek nou op het, is genoeg vir jou. Jy hoef nie meer as dit te doen nie, so hy even maar net jou vel uit, en gee net vir jou daai mooi my skin wat beter effek, maar ek hou natuurlik van bietjie meer coverage, so ek sit 'n bietjie meer op. En ja, jy kan hom bou tot jy voel die dekking is reg vir jou. En wat lekker is van hierdie Blend & Snap sponsie, jy druk lekker die produk in jou vel in, en daar is nie enige strepe nie. En ek dink dit is ook nogals 'n belangrike stap van 'n mens grimering doen, is om nie te wil smeer nie. So dab hom maar eerder. Maak dit jou oggendoefeningssessie. Leer jouself om te dab, jy sal sien, jy gaan dit elke dag al hoe makliker doen. In die begin is mens bietjie onseker, maar ja, hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan jy the hang of it kry, en hoe meer gaan jy sien dat dit actually verskriklik maklik is. Veral as jy 'n groter tipe ding het om dit mee te kan opsit, want dan cover hy natuurlik 'n groter gedeelte van die gesig op 'n slag. Kan julle sien nou, ek gaan nie onder my oë nie, my rede is, ek wil nie produk opbou daar nie, ek wil graag daar 'n concealer gebruik. So dit is basies hoe die Maybelline skin tint op my vel lyk.
En natuurlik, skin prep, uiters belangrik. Ek kan dit nie genoeg vir julle sê nie, dit is vir my 'n baie groot ding. En dit is dan nie Maybelline se skin tint. Love hom. Soos julle weet, my ride or die. So ek voel, ek is vandag bietjie onseker oor die onderlaag gaan, altyd vir my skin tint, want hy werk net so lekker. Julle, en dan is ek baie geneig om te gryp na die Willem Botha se liquid contour. Ek hou van die produk, is vir my 'n lekker produk. En ek sit regtig net 'n bietjie op. Julle kan nog steeds met julle met julle blend and snap puff dit blend. So ek sit eers my een streepie op, want die liquid contour is geneig om bietjie droog te word. So dan maak hy 'n streepie, so blend hom maar net gou uit. Hoekom ek van hom hou? Hy gee vir jou daai lekker sagte warm in jou gesig terug, as ek dit so kan stel. So dis nie jou normale contour nie, want contour moet eintlik 'n cool ondertoon wees. Dit moet soos 'n cool bruin wees, nie warm nie. Bronzing is jou warm kleure. Maar ek gebruik dit nog steeds op die gedeeltes waar contouring sou doen, net om daai natuurlike tan, kan mens eintlik maar sê, net weer terug in die gesig te bring en die gesiggie minder bleek te laat lyk. Rippie? En kyk net die verskil alreeds, so hy gee net vir jou 'n bietjie meer daai warmte terug in jou gesig. En ja, ek doen dit op my neus ook. Ek verkies dit so, is vir my lekker om my neus te doen. As jy 'n fyn neus het, het jy nie nodig om hierdie stap te doen nie. Dit is maar net vir my om 'n bietjie nouer te kan maak. Net dit, en dan gaan ek so klein bietjie daar in die vou na my oë toe in, net dat hy vir jou daai skaduwee effek daar kan sit, om alles in proporsie te kan laat lyk. En dan natuurlik gaan ek 'n bietjie op my voorkop, soos julle kan sien, my haarlyn is nie baie kort nie, hy is redelik hoog op, so mens sit net daai bietjie warmte weer terug daar. Dis natuurlik waar die son altyd sou eerste val, as mens dit net maar so kan sit, of so kan sê. En dit is hoe ek dan lyk met die bronzing contour wat ek gekies het. Ok, julle. En dan 'n produk wat ek baie geniet is die Catrice se Blushing Charm. Dit is die sticks. Julle, ek vat 'n contour brush, 'n lekker fluffy ene. Ek sit vir my sommer produk so op die brush en dan sit ek hom op my wang. Julle, ek sit nie my blush te hoog nie, ook nie te laag nie. Ek sit hom net daar dat hy vir my daai mooi flushed pink net weer terug in my gesig sit, dat ek nie so bleekie is nie. En natuurlik daar waar as ek normaalweg sou bloos, waar dit sou wees. En onthou net, as jy hierdie stap volg van die liquid contouring en die liquid blush of die cream blush, jy gaan met 'n poeier set, so jy kan redelik baie produk opsit, want as jy 'n poeier op het, dan gaan hy weer die kleur bietjie verlig. Maar ons gaan nou weer ingaan met poeier ook. So, dit is dan nou wat ek daar doen. Julle, en dan, ek het 'n groot liking gekry in die L'Oreal Infallible se concealer. Hierdie is die kleur Fawn. Ek dink is 323, daai enetjie. Julle, en ek gebruik bitter min. Hierdie ding is lekker full cover. So ek gebruik so min van hom. En ek sit hom net op die areas wat ek wil uitlig. Nee, dit. En dan natuurlik gaan ek so 'n bietjie oor my lid, om half te kan prep vir my eyeshadow wat ek nou gaan doen. In vandag se video wil ek eintlik maar net fokus op die gesig hier, die base, as mense dit maar so kan stel. Ek sal 'n bietjie eyeshadow looks op aparte videoetjies maak vir julle. En kyk net daar. Baie goeie concealer hierdie. Maar moenie te veel van hom opsit nie, hy kan crease. Wel, alle produkte kan crease, maar hy kan nogal baie crease die dag as hy wil. In 'n geval julle, dan gaan ek ingaan met 'n setting poeier. Weereens, soos ek sê, probeer ek maar by die prysklas hou. Om vir julle te wys, mense het nie die duurste produkte nodig nie. Die Yardley Loose setting poeier, die wit prop wat ek altyd maar sê. Hierdie is die Light Reflecting Soft Finish in Absolute Translucent. Julle, hy werk vir my verskriklik lekker. Hy is nie so super matte soos ander onderlaag nie. En as mens die woord matte hoor, dan moet jy onthou droog. Blurring en droog. So as jy olierige vel het, is matte poeiertjies
'n baie goeie opsie vir jou. Maar ek het nou 'n bietjie meer van 'n droë vel en ek hou deesdae van die natural, glowy, healthy looking skin effek as ek dit so kan stel. En hierdie poeiertjie werk vir my verskriklik lekker. Hy oksideer ook nie. En dit voel ook nie regtig vir my, hy verstop my poree of my sweetgaatjies of wat ook al, dat ek naderhand begin uitbars van die sweet, omdat jou vel nie kan asemhaal nie. Nou ja, toe, so ek. Ja, en basically wat ek maar net doen is, ek sit poeier op, ek vee dit in my hand egalig, en dan sit ek dit op, want te veel poeier is ook nie goed nie. Dan gaan jy kykie en droog lyk. En dan wat ook al oorblyf, vee ek maar net oor my lids, om dit ook te set vir my oogskadu applikasie. Dan maak ek maar net seker ek het oralste gedek. And there we go, ons is geset. Hierdie houertjie mors net verskriklik baie. Maar in elk geval. Die hande afvee. Julle, ek gaan dan net gou my oogies doen, dan gaan ek terugkom en dan gaan ek vir julle wys natuurlik die poeier, contour blush, you name it, en dan is ek nou weer terug. Kan nou ja, toe julle my oogies is klaar, my lippies is klaar, en dan gaan ek vir julle die res van my gesigprodukte wys. So, ek gaan dan ingaan met die NYX se Buttermelt bronzer. Hierdie is in die kleur Buttered Down. Julle, ek love hierdie kleur. Hy is nie te donker nie, nie te lig nie. En ja, dit is 'n bronzer, so hy is 'n warm skakering. So ek gaan net in met die borsel en julle dabbing motions pak ek hom net op en ek dab hom. Basically terwyl ek hom dab, blend ek hom uit. Weer eens, ek wil nie smeer nie. Ons dab maar in hierdie bedryf. Jy gaan sien hoe vinnig jy die dabbing agter die knie kry. Hoe makliker en vinniger raak het eintlik. Kyk daar, hoe mooi lyk hierdie bronzer. So ek sit 'n bietjie op my voorkoppie ook. Dis nou oral waar ek die liquid produkte opgesit het, maar omdat ek nou met 'n poeier geset het, is dit nou net ligter. Julle, en dan het ek 'n verskriklike groot liking gekry in die Catrice se Soft Glam Baked Blush. Julle, hierdie is in die kleur Cheeky Coral. Dit is my baie mooi blush kleur. En weer eens het net 'n bietjie nodig, so ek gaan so 2 keer in met hom. En ons sit hom, kyk net daai pigment wat hier uitkom julle. En hy het 'n bietjie van 'n shimmer in, so dit lyk so mooi op die vel. En die ander kant sit ek ook net dieselfde hoeveelheid. En kyk net daar, sy bring net daai lewe en daai kleur net weer terug in die gesiggie. Julle, en dan vir highlighter gaan ek die Essence se Soft Touch Bouncy Glow gebruik. Die rede hoekom sy naam 'n Bouncy Glow is, as jy op hom druk, hy is soos patty. Kyk aan. So hy gee vir jou so 'n oulike effek. En met hom sal ek ook dan net 'n fluffy brush gebruik. Jy kan selfs nog steeds met jou brush ingaan. Jy sit die produk net so op die kant en daar op jou wangbene sit 'n mens net daai highlighter. So kom ek van hierdie ene hou, hy gee vir jou 'n natuurlike glow vir elke dag gebruik. Hy is nie so in your face nie, maar jy kan sien jy het gehighlight. So gewoonlik doen ek die Cupid's bow voordat ek lipstick doen, maar ek wil julle nou wys. En kyk net daar, het al my hoogtepunte baie mooi gehighlight. Julle, en dan gaan ek net my gesig set. So ongelukkig is my L'Oreal Infallible die rooi blikkie klaar. So ek gaan nou net vir vandag se doeleindes met die Kraai Howlands ingaan, die fixing spray. Maar die L'Oreal Infallible doen dieselfde vir goedkoper. Julle, en ja, ek was spyt gegou. En onthou net met die L'Oreal ene, hy het ook 'n baie sterk reaksie, met maak so 'n paar sekondes net die asempie ophou. En hy is taai, maar julle, jou grimering gaan sit die hele dag. Nou ja, toe julle, dit is my basis en hoe ek die Maybelline se skin tint vir my vel so lekker laat werk. En ek hoop hierdie video kan julle help. Maak seker jy subscribe, sodat ek elke keer as ek 'n nuwe video post, julle 'n notification kan kry daarvoor en julle kan sien. So ja. Julle moet 'n awesome dag verder hê. Okay, bye!